welkom by ons online diens. Ons is so opgewonde om vanaand saam met jou te kan kuier. Ons kop vanaand af met ons follow reeks en ons gaan vanaand praat oor surrender. Ons gaan ook saam nagmaal gebruik, so maak seker jou broodjie en jou sappie is reg. Mag jy vanaand iets nuuts beleef van God se goedheid, grootheid en guns oor jou lewe, soos wat ons saam gaan aanbid. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes are open to see, my heart can't help but believe. There's nothing that I God can do, there's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Just one word, you heal what's broken inside. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes are open to see, my heart can't help but believe. Oh, there's nothing that our God can do, there's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do, there's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, 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 oh.
the creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry, live from north to south and east to west. We'd hear Christ be magnified. With the whole earth echoing His eminence, His name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops. We'd hear Christ be magnified. Lord, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Lord, Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, every human heart its native cry, let anyone enraptured in of praise will sing Christ be magnified. We lift You high. Lord, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Lord, Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, I won't bow to idols. I'll stand strong and worship You. And if it puts me in the fire, and I rejoice 'cause You're there too. And I won't be fooled by feelings. Hold fast to what is true. The cross brings transformation. Then I'll be crucified with You. 'Cause death is just a doorway to resurrection life. If I join You in your suffering, then I'll join You when You rise. And when You return in glory, with all the angels and the saints, my heart will still be singing. My soul will be the same. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing, oh, Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified in me. Sing, oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified in me. Jesus, dankie dat ons hoef op geen ander plek of geen ander persoon te fokus wanneer dit kom by ons lewens nie. Here, dankie dat ons hele lewe, ons hele wese in U hande kan plaas. Dankie dat ons U kan vertrou.
Dankie dat U die een is wat elke persoon se lewe kan rig om doelgerig en vol purpose die lewe aan te pak. Here, dankie dat U daar is, dat U hier is, dat U binne in ons is, dat wat ook al ons nodig het, kan ons by U kry. Jesus Christus, U is die een wat van die begin af, van God af, die antwoord was vir die mensdom, en ek bid dat elkeen daardie besluit sal maak, om U te volg met alles. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So as jy 'n gebedsversoek of enige ander behoefte het, is jy welkom om met ons te gesels by fg@doxa.dio.org. Matteus 4 vers 4 sê in Engels, Man shall not live by bread alone, but from every word that proceeds from the mouth of God. Die woord van God rig ons lewens. Die woord van God bepaal ons lewens. En selfs wanneer ons gee, is dit uit daai motief uit, omdat hy gepraat het, ons het gehoor en ons gereageer op dit wat hy sê. So as jy gehoor het by die Here en jy gereed is om jou offerhande of jou tiendes te gee, is jy welkom om gebruik te maak van Zapper of EFT. Ons skop vanaand af met Follow en Henning bring vanaand se boodskap. Maak seker dat jy intentioneel luister na die habit wat hy gaan fokus op vanaand. Luister mooi. Hallo julle, dit is so groot voorreg om vanaand saam met jou te kan kuier. En soos Nela gesê het, ons skop vanaand ons Follow reeks af. Vir die volgende 6 weke gaan ons praat oor life-giving habits. Wat is daai gewoontes wat ek en jy as 'n disipel van Jesus in ons lewens moet inbou? Seker die grootste persoon wat ooit geleef het. Die geskiedenis is op sy lewe gebaseer. Ja, Jesus het in die woord sien ons hoe Jesus se lewe nie net mense se lewens toe verander het nie, maar dit het vandag nog vir my en jou soveel implikasies wat ons daaglikse lewe verander. Daai gedeelte wat Jesus geleef het, het ons geskiedenis kom verander in terme van wat God se perspektief is rondom die mensdom. As ek en jy as gelowige met daai perspektief loop, beteken dit daar sekere implikasies wat in ons lewens moet verander. En my verstaan vanaand is hoe bou ek en jy hierdie implikasies in ons lewens in? Ek ken die stories wat Jesus gedoen het. Ek weet dalk wat is dit wat in die woord staan. Maar vanaand is die gesels, hoe is ek en jy besig om nie net van die stories te weet nie, maar hoe is ons besig om in dit te lewe en te wandel? Nou toe ek die eerste keer die Follow reeks daai tekkie sien op die skerm, nê. Toe vat dit my terug aan my laaste 10 kilometer. Nou my laaste 10 kilometer het ek saam met Noah en Nila, hulle is ook aanlyn vanaand saam. Hulle het saam met my dit gedoen. En toe ons begin het ek nie besef teen watter pas hulle van plan was om daai 10 kilometer te hardloop nie. En wat gebeur het is, so by 5 kilometer kom ek agter, laat alles in my liggaam besig is om hierdie pas kort te skiet. En ek het toe probeer vasbyt vir nog 2 kilos, maar hier teen 7 kilos, toe sê ek vir hulle, manne, julle het 'n idee, julle maak klaar volgens dit. Weet jy, ek gaan net so 'n bietjie teruggang. Ek stap toe die laaste 3 kilos. Toe ek om my laaste draai kom, daar staan die 2 manne by die eindstreep. En hulle sê vir my, kom Henning, jy's gemaak om te loop, jy's gemaak om te hardloop. En uit skaamte uit, want hulle het nog hulle sien gemaak, besluit ek toe nou maar om die laaste paar meter 'n drafstap te gee. So as jy vir my gesê het voor die tyd, wat beteken dit om 10 kilometer te draf? Sou ek het dit al gedoen, ek weet wat dit vat, maar daai dag het ek besef, het ek 'n nuwe openbaring gekry, dat ek nie meer dit kan doen soos wat ek dit altyd kon gedoen het nie.
En in Christendom is dit baie dieselfde. Ons kan praat van om in 'n verhouding met God te leef. Ons kan praat van die waarheid wat hy in ons lewens kom vestig het. Maar totdat ek en jy nie daai tree gee en begin wandel met sy waarheid in ons lewens nie, gaan ons nooit die volheid daarvan proe nie. En dis hoekom ons jou wil kom challenge, en dis hoekom ek goeie nuus het vir jou vanaand. Want God se perspektief en dit wat hy sê, is nie net vir die ewige lewe nie. Dit het nou op my en jou lewe 'n radikale implikasie. Vir die volgende 6 weke gaan ek en jy saam kuier rondom dit wat God se perspektief sien. Ons challenge ons gemeente om saam te kom en regtig in dit in te klim wat die implikasies is van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. 'n Gewoonte, 'n habit, is iets wat jy doen sonder om aan te dink. Dis die goed wat jy in jou lewe inbou en jy weet eers hoekom jy dit so doen nie, maar as jy weer sien dan doen jy dit. In hierdie volgende season gaan ons sekere gewoontes, habits, kom inbou en sonder dat ons dit weet, gaan dit deel raak van ons lewe. So ek vra vir jou om bietjie intentioneel te wees en om miskien meer tyd te maak in sy woord en om jou lewe oop te maak in die volgende 6 weke, weet ek, laat die Here jou lewe gaan kom verander. Vanaand begin ons met die eerste habit en dit sê, I am committed to surrender to Jesus as Lord. In Matteus 28 vers 18 kom Jesus en hy maak hierdie stelling. Hy sê, all authority in heaven and on earth has been given to me. In hierdie stelling is dit asof Jesus sê, alles in die gees, my emosies, in my gedagtes en in die fisiese is nou onder sy heerskappy. He is Lord over all. Ek en jy is besig om ons lewe in te rig vanuit dit wat Jesus gesê het. Ek en jy lewe nou in sy koninkryk, hy is die heerser en ek en jy is besig om ons lewe te leef waar hy ons lei. Romeine 10 vers 9 stel dit so, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Daai woordjie vir Lord is die woordjie Kyrios. He to whom a person or things belongs, a master, a lord, the owner, the one who has control of the person. So as ek en jy aan hom behoort, dan beteken hy is die heerser. He is the Lord who's governing my life. En dit is in alle fasette van my lewe. So my vraag vanaand vir jou is, wie is in beheer van jou lewe? As jy nou aan jou lewe dink, wie is in beheer daarvan? Baie mense sal sê, ek is in beheer van my lewe, ek maak my keuse, ek is die een wat eintlik alles moet doen om lewendig te bly op aarde. Party sal sê, jy weet, dit wat ek glo is waar, ek hoor jou perspektief en ek verstaan daar's ander perspektiewe, maar eintlik dit wat ek glo en dit wat ek sien, bly maar my waarheid. Ek bepaal hoe my lewe lyk en wat ek daarmee doen. Nou ek besef, as dit jou verwysing is vanaand, weet ek, dat die Heilige Gees nou vir jou sal kom wys, maar daar's 'n groter openbaring. Daar's iets meer as net ek wat die lewe leef en dit gaan net oor my. Dani Rood maak hierdie volgende stelling. Hy sê, Jesus is the only one that can have control over my life and not damage or destroy me. His lordship leads me to a godly quality life. A godly quality life. Ek en jy is gemaak van die begin af om saam met hom in verhouding te kan staan. En omdat ons in verhouding met hom staan, gee ons definisie vir ons wêreld. Dis vanuit hierdie verwysing wat ek besef vanaand sit jy daar en jy beleef die Here is deel miskien daarvan, maar nie in alle fasette nie. En dis juist daai fasette wat ek beleef hoe die Heilige Gees vanaand vir jou 'n vars perspektief wil kom gee. Om daagliks te kies om my manier van leef neer te lê en sy manier te embrace. Dit moet 'n habit, 'n gewoonte raak in my lewe.
So ek besef dat as ek praat van 'n habit of surrender, dan kan jy nou bietjie de mekaar raak. So ek gaan dit nou vir jou illustreer. As ek praat van ons moet 'n habit, 'n gewoonte hê van 'n lewe waar ek surrender, beteken dit in elke faset van my lewe is ek besig om te vra en die Here in te nooi en te sê, Here, wat is jou perspektief? Here, wat is dit wat jy sê? Want dit wat Jesus kom doen het vir my gehelp om sy perspektief, nie deur mense of deur die pastoor of deur die worship leier nie. Ek en hy saam wat die lewe deel en in sy perspektief kan ek nou lewe. So ek het 'n paar skoene hier en miskien vir party van ons is dit jou werk. Dit is jou werkskoen as ek dit so kan stel. En vir baie van ons is jou werk die belangrikste ding in jou lewe. En jy rig alles volgens jou werk en dit bepaal hoe jy lewe. God wil kom vanaand en hy wil vir jou 'n vars perspektief kom gee oor dit. Miskien vir party van ons is dit ons land. En ek het gedink aan 'n valley want daai atlete van ons het met valleys daar geloop, nê. So miskien is dit ons land en as jy dink oor ons land, dan is daar soveel perspektiewe, daar's soveel dinge wat mense sê en mense vergeet, maar God het 'n perspektief en God het 'n verwysing. Miskien vanaand wil die Here hê hoe jy oor ons land dink en praat, moet jy kom surrender. Miskien is dit ons verhoudingslewe, ons families. Ja, hierdie is cute, hè? Miskien is dit ons families en jy het 'n perspektief rondom jou familie. Jy het 'n perspektief van hoe jy dit wil doen. Wat jy voel die waarheid is. Ek wil vanaand vir jou sê, die Here is die beste pa. Hy is die beste persoon vir verhoudings. Hy het dit geskape. So elke liewe verhouding waarin jy is, het hy 'n perspektief oor. Het hy 'n waarheid. En dis in dit wat ek en jy sy waarheid kan leef. So hoe doen ons dit? Hoe vat ons sy perspektief in al hierdie verskillende rolle of funksies of skoene wat in ons kas is? Hoe vat ons dit daartoe? In 2 Korintiërs 5 vers 17 lees ons die volgende. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away and see, the new has come. Ek wil eers stil staan by die tweede gedeelte van die skrif. The old has passed away. Hoekom? Want jy is 'n nuwe skepsel. The old things that used to define me, doen dit nie meer nie. Dis uit my lewe uit. Dis weg. There's a new creation. So selfs die skoene wat jy miskien vanaand aan het, die skoene wat jy vanaand aan het en wat jy nou beleef, die bepaal nie meer wat jy is en hoe jy daarna kyk nie. God het 'n nuwe perspektief. Hy gee vir jou iets nuuts. Hallo, Essex, hallo Springbokke. Daar's dit een tekkie en dis 'n Essex tekkie. Die punt is, soos hierdie nuwe tekkie is, want hierdie COVID longetjies kan nog nie weer gaan draf nie. Soos wat hierdie tekkie nog nuut is, kom die Here en hy gee vir jou 'n nuwe perspektief. Dit beteken, soos jy sy nuwe perspektief aantrek, en soos wat hierdie nuwe verwysing nou deel is van jou lewe, en jy staan met hierdie nuwe verwysing, kom die Here, en waar jy nou jou voete sit, getuig dit van wat hy kom doen het. The old has passed away. Dis nie meer deel van my verwysing nie. Dit is nie meer eers my perspektief nie. Daar's 'n nuwe verwysing. Ek en jy as 'n gelowige kan toelaat dat hierdie nuwe perspektief of ons vorm, of ons het miskien net groot geraak en dit het ons nooit deel geraak van ons lewe nie. Galasiërs 2 vers 20 sê dit so: I have been crucified with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ek is in Christus. Omdat ek in Christus is daar 'n vars perspektief van wat sy opinie is. Ek kan in hierdie nuwe posisie wees, in hierdie nuwe identiteit wees. Maar as ek vashou aan my ou verwysing,
En miskien, toe ek voorberei het, ek beleef, miskien is jou geskiedenis nog 'n rol vir jou. En jy het al hierdie toegelaat, dat jy in Christus is, dat jy hierdie lordship deel maak van jou lewe, maar jy hou nog vas aan 'n ou verwysing. Ek beleef hoe jy vanaand moet sê, ek laat dit gaan. En ek kies nou, om alles te omring met my nuwe verwysing. Wat gebeur in dit, is jou nuwe identiteit bepaal jou aksie. Omdat ek nuut is, en omdat daar iets met my gebeur het, wat my 'n nuwe openbaring gee, nou kyk ek anders, en ek doen ander goed. Ek weet in my eie lewe het ek vir so lank probeer om op te leef na hierdie verskillende standaarde wat ek raak lees en sien, en ek het eintlik die verhoudingskomponent heeltemal gemis. Ek beleef hoe die Heilige Gees vanaand vir jou wil sê, is hy het alles gedoen, sodat jy nou in 'n verhouding met hom kan staan. Maar hou op goed doen om te dink jy moet dit verdien. Jy het dit. Waar jy nou jou voete sit, is 'n deel van wie jy is. Waar jy loop, is hy by jou. Wat jy doen, is hy daar. En hy's heeltyd besig om jou te help om sy perspektief op aarde uit te kan leef. As ek 'n voorbeeld daarvan kan gebruik, is byvoorbeeld jou finansies. Dink jy oor jou finansies, dis joune, dis iets wat jy moet maak werk. Die budget is joune. Of laat jy toe, laat God jou kom wys. Wat is dit wat hy deur jou finansies wil kom doen? Is dit vir julle as gesin 'n gesprek om vas te stel in hierdie season, wat voel ons, sê die Here vir ons in ons finansies? En dan vanuit daai plek, nou begin ons te lewe en ons begin goed te doen en ons begin proe, maar daar's 'n perspektief wat hy vir ons kom gee. As jy in hom is, kry jy nuwe prioriteite. Dinge wat vir jou voorheen nie belangrik was, raak ewe skielik nie meer vir jou belangrik nie. Maar saam met dit is daar nuwe goed wat in jou lewe inkom, wat jy nooit eers gedink het. Jy gaan lus wees om te doen nie. Om te bid, om tyd te spandeer met hom, om in sy woord in te klim en te ontdek wat hy sê en hoe hy ons saam mekaar gesit het en wat hy wil hê ons moet doen met ons lewens. Ewe skielik is dit hierdie ontdek van sy waarheid wat my dryf. Ek bou nou gewoontes in, daaglikse gewoontes, om te surrender. Elke nou en dan kom ek agter, o genade Henning, ek's besig om te mis, ek's besig om weer dinge op my eie aan te pak, en dan kos dit net 'n oomblik van stil wees, en sê, Here, ek gee hierdie situasie vir jou, ek gee hierdie verhouding vir jou, ek bid, Here, laat ek weer vars jou perspektief in my situasie nou kom sien. Efesiërs 2 vers 18 en 19 sê dit so mooi. Hy sê, for through him we both have access to one spirit to the Father. Dit sê nie, doen eers iets om dit te kry nie. Dit sê, deur Jesus, in hierdie stand, het jy nou access. En omdat jy access het, het jy sy teenwoordigheid elke dag in jou lewe. So then, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with the saints and members of God's household. Ons is 'n familie. As jy enige persoon in die mall, as jy in jou kar ry daar by die verkeerslig waar hulle staan, as jy in die mall is en jy doen inkopies, God het die mensdom, het 'n verklaring gemaak oor die mensdom, laat ons sy familie is. En is vanuit hierdie verwysing, wat ek, my pa, he's a good father, kan embrace, en kan toelaat in my lewe. En hoe meer ek dit doen, hoe meer sien ek, wat sy perspektief is. Ons is nie citizens van Suid-Afrika, of van 'n sekere ras, of van 'n sekere bloedgroep nie. Ons het 'n nuwe identiteit in hom. Is jy besig om jou lewe oop te maak en toe te laat dat die Creator, wat van die begin af vir my en jou geskaap het, ons lewe kom belyn met sy waarheid. Dis wat ek jou wil challenge vir die volgende 6 weke. Ek weet, soos Nila gesê het, as jy die YouVersion plan, of as jy op Woensdae aande 7 uur by mekaar kom,
As jy met mense begin kuier, al daai goed gaan goeie habits in jou lewe losmaak. En dit gaan veroorsaak dat jou geloof groei. So ek vertrou saam met jou vanaand, dat in die volgende 6 weke, jy vanaand kies om jou lewe te surrender. En om te sê, you are the Lord of my life. En ek kies nou. En ek laat nou toe, laat jy in elke faset van my lewe, Here, inkom en my lewe kom volmaak. Dis ook hoekom ons gedink het vanaand, ons wil afsluit met die nagmaal. So ek wil jou nooi daar waar jy is, om 'n stukkie brood, 'n sap, 'n koeldrank te kry, en ek wil graag saam met jou nagmaal fasiliteer. So wil jy nie net 'n broodjie vat en vir almal om die tafel miskien of in die sitkamer net 'n broodjie uitdeel. En terwyl jy dit doen, wil ek sommer net hierdie skrifgedeelte vir jou lees. Die nagmaal het begin waar Jesus dit instel saam met sy disippels. En hy stel dit in Lukas 22 vers 19. Hy sê, and he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Eet hierdie brood en dink na oor die betekenis daarvan. Soos wat jy hierdie brood vanaand vat en jy 'n stukkie daarvan eet, dink na oor wat sy perspektief is. Dink na oor dit wat hy aan die kruis gedoen het en hoe sy liggaam nie net gebreek was teen die kruis nie, maar 'n verklaring kom gee het sodat ek en jy nou saam met hom vir die ewigheid in sy koninkryk kan lewe. Die tweede gedeelte van die skrif sê, and likewise the cup after they had eaten, saying, this cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Ek en jy het 'n nuwe covenant. Ons het 'n nuwe belofte. En daai belofte is, in Jesus gaan God ons nooit verlaat nie. Gaan God nooit die mensdom, sy rug op die mensdom draai nie. So in jou situasie vanaand, kom die Here en hy sê, maar deur Jesus kom ek. En ek en jy is een. En ek leef nou in jou. Daar's niks afstand nie. Ek is in jou. En ek's deel van jou lewe. So soos wat jy die sap of die koeldrank drink vanaand, wil ek jou nooi om aan dit te dink. En maak dit deel van jou lewe. Ek wil vir ons afsluit met hierdie gebed. En toe ek voorberei het ek net so beleef dat die Here regtig jou wil commission vanaand. So ek beleef hoe jy daar sit en hy wil letterlik, soos ek my skoene uitgetrek het, wil hy fisies by jou kom sit en hy wil sê, hierdie goed is nie meer deel van jou verwysing nie. En hy wil jou kom challenge om in die volgende paar weke jouself te surrender en oop te maak en toe te laat om in sy nuwe verwysing jouself te kom vind. Vader, dankie dat ek nou vir elke persoon aanlyn net kan kom bid. Dankie Heilige Gees dat ons net nou so bewus is van jou teenwoordigheid. Ek wil spesifiek nou kom bid, Here, soos ons onsself vind in u waarheid, in dit wat u sê. Dankie dat ons nie net ons prioriteite en dit wat vir ons belangrik is gaan skuif nie, maar dat ons sal sien en onsself verloor in u liefde. Dankie dat daar niks groter is as u liefde nie. En ek bid nou vir elke persoon aanlyn, Here, dat hulle sal beleef hoe u liefde nou hulle harte kom volmaak en dat hulle beleef hoe die Heilige Gees elke liewe perspektief, elke liewe skoen wat hulle tans aan het, kom aftrek en 'n nuwe perspektief kom aantrek. Dankie Heilige Gees dat u die een is wat elke dag ons kom comfort, maar ons kom lei in die waarheid. En dankie soos ons dit surrender op 'n daaglikse basis. Ons weet dat u waarheid en u goedheid en u guns deur ons vloei in die koninkryk wat nou op aarde is. Ons kom verklaar dit, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen. Jesus Christus is die Here van ons lewens. En ons kan surrender tot sy agenda en sy plan vir ons. Mag jy intentioneel wees in die proses van follow
En die beste manier wat jy dit kan regkry is om deel te wees van 'n klein groep. Ons kom op Woensdaande hier in die auditorium bymekaar, so maak seker dat jy deelneem aan hierdie amazing proses van life-giving habits inbou in ons lewens. Ons gaan jou ook bemagtig deur dagstukke op YouVersion en ons sosiale media platforms te plaas. Jy kan gaan kyk daarna oor die volgende 40 dae. As jy graag by ons gemeente wil inskakel of jy wil meer inligting oor ons hê, kan jy met Emerentia praat by fg@doxa.dio.org. Volgende week gaan ons aan met Follow. Hê 'n lekker week en volg hom met alles wat jy is. Totsiens.